Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, nee, is die 27ste Mei, die jaar 2026. My naam is Dani Gerber. Wat se dag is hierdie? 'n Baie spesiale dag, nee. Petroldag. Maak seker my boetie en sussie, jy kry jou petrol. Ek sê dit elke week. Nêrens in God se woord is daar iets van 'n krywer nie. Gaan mekaar nie af wanneer die Here het gesê volg my. Jy kan nie op die rusbank lê en blom en verwag jy gaan groei nie. Jy het nodig om by boeties en sissies uit te kom. Those who pray together, stay together. Kry daai petrol, nee, raak gevoed. Halleluja. Maar vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor verwagting. Jy weet hoe jy dit ook al wil sien, want elkeen van ons verwag iets in die lewe. En ek praat nie van 'n babatjie nie, ons verwag nie babatjies nie. En jy verwag dat iets gaan gebeur. As iemand na jou toe kom en sê, ek verwag 'n antwoord van jou, dan is daar iets wat moet gebeur. Dit is 'n verwagting wat plaasvind. En ek verwag dat iets gaan binnekort gebeur. Jy weet, daar's 'n verwagting wat plaasvind. En God het in sy woord ook 'n paar plekke wat hy bietjie praat oor verwagting. Dit wat ek en jy het nodig om te ontvang. Die eerste een is daar in Galasiërs 5 verse 5. Hy sê, want ons verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Ons verwag iets in die Gees uit wat die Here vir ons gaan gee, nê? En dan as daar volgende ene wat ek graag wil deel, is daar in Titus 2 verse 11 tot 13. Hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en dit leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grootte God ons verlosser Jesus Christus. Ek wil vir jou sê, elke kind van die Here het 'n verwagting. Hy verwag dat Jesus gaan binnekort kom om sy bruid te kom haal. Ons het 'n verwagting, want ons weet, dit wat ons nou het, is nie 'n match met dit wat ons gaan hê eendag, wanneer die Here gaan kom nie. So, het jy daai verwagting, is jy opgewonde oor dit wat kan gebeur? En nog 'n gedeelte wat ek wil deel, is daar in Hebreërs 9 vers 28. Hy sê, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal, sonder sonde, verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Halleluja, man, het jy daai verwagting? Is jy opgewonde as vir oor Jesus se verskyning, dat hy gaan kom? Ek meen, ons deel die woord, ons leef dit, ons aanbid die woord wat die Here vir ons gee in goeders. Het jy 'n verwagting, of dink ons maar net, is maar net nog 'n dag. Ek wonder of die Here gaan kom. Hy gaan kom. Jy moet opgewonde bly oor daai verwagting, nee. Die laaste gedeelte wat ek wil deel, is daar in Jakobus 5. Hy sê vanaf verse 7. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit vroeë en laat reën laat ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. So daai verwagting, ek en jy moet geduldig wees. Ek weet, party van ons sê, ja, wens die Here wil nou net kom, kyk die wêreld waar ons in lewe. Die Here het 'n tyd, en sy tyd is nie ons tyd nie. Wees geduldig, hê 'n verwagting, want hy is op pad. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie, Here, dat ons vanoggend net weer kan besef dat ons wil altyd alles jaag in ons tyd, na ons tyd toe. Ons het nie tyd om te wag nie, en Here, laat ons net geduld sal leer, want daar is 'n tyd en 'n plek vir alles. Dankie dat ons 'n verwagting het, Here, dat U gaan kom. Ons weet nie wanneer nie, maar ons weet U gaan kom, en dit is waar ons op wag. Ons loof en ons prys en ons eer U groot en heilige naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie van Jesus. En nou wat ek elke week sê, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik, nie? God bless.